sien jy jouself al hier, die stilte, rustigheid, aan die ander kant sentrum, en dit is dis 'n plaas, is 'n binneplaas. Tydkleur van my vel, wortels onder my voete, lig wat na die ry. Alles wat ek nodig het by die plaas, ek weet ek seker, dis die hartslag van ons land. Letterlik wat ek nou hier sien is wat jy ook nou vir die eerste keer gaan sien. So ek weet nie wat ek gaan sien. Dit is 'n aandeel wat te koop is in 'n plaas. Daar's die eienaar praat van hy het buffelvrystelling en hy het 'n wildkamp hier. Hier is blykbaar chalets, maar ek weet, so ek sê, ek het nie foto's van dit gesien. Ek het geen benul wat ek hier gaan sien. Laat ek net gou hierdie hek oopmaak. En as jy nou hierdie video gaan kyk, gaan jy miskien kry jy so op die plaas gevoel want as jy moet hekke oopmaak soos dit, kry jy al daai op die plaas gevoel. Ek het nou nie maar ek het nou nie vir 'n professor hier om vir my die hekke oop te maak. Ek moet nou maar self die hekke oopmaak en die grond is met wildheining. Daar's 'n wildheining. Ek het nou daar 'n boorgat gesien, maar die eienaar het vir my gepraat van ek moet hier deur hierdie hek gaan en nou moet ek maar net kyk. Hier is blykbaar 'n arbeider. So kom ons kyk wat ons verder gaan sien. Dat ek net skud altyd my voete af voor ek in my bakkie inklim. Sien ons hier volgende, wat sien ons volgende? Ry, hier is blykbaar 'n arbeider. Ek weet nie of ek hom gaan sien. Hier is op hierdie stadium ook iemand wat die grond huur en wat die weiding huur. Of hier is 'n paar beeste op die plaas. Lyk my hierso is dalk nog 'n hek wat ek moet deurgaan. Ek ry maar net so 'n paar draaie hierso. Kyk, as jy alles wil sien wat hier op hierdie grond aangaan, dan moet jy net vir my die beskrywing lees, want ek het nog nie hier val my water. As my water net uitgeval. Ek gaan net sommer daar sit en as ek so op reis gaan, dan vat ek sommer bring vir my ete saam. Ek het my laptop, ek het my drone daar. Ek het nog 'n stel oorfone en ek het sommer hierdie oorfone ook wat ek gebruik. Waarom het ek 2 stel oorfone? Want daardie ander, die wit is het vir my beter gelyk en die blou is net meer makliker om rond te dra, om rond te gaan. So kom ons gaan, laat ek koop hierdie hek is hierdie hek oop. Ja, ek gaan hom net hier oopmaak, daar's hy. En weet jy wie neem kan ek jou bekendstel aan my film, aan my filmspan? Hallo, welkom, dankie. Hier is my filmspan. Dis net ek. En ek moet nog 'n professor kry om my te kom help. Wil jy die professor wees om saam met my te kom? Plaas 'n lys, jy's welkom. Daar's 'n stoel oop op my bakkie. Welkom. Nou ja, kom ons gaan verder. Ek gaan 'n bietjie nou gou die video pause. Ek sien nie enige elektrisiteitsdrade. Wat is dit? Hier is 'n draad wat ek nou net hier opgetel het. Mens wil nou nie daar in reis so in die middel van niks is dat jy 'n paar band kry. Nog 'n ding, as jy net vir jou gou bekendstel aan al die mense wat saam met my kom, as ek so 'n plaas 'n lys, wie's almal al my gaste wat saam met my. Hierso is die eerste gas. Daar's hy. Daar is die tweede gas. En daar is die derde gas. So, ek het 'n bakkie vol stoele
vol mense, vol leesstoele wanneer ek so plaasluis kom behartig. En nou, wat soort van bome hierso? Hier's 'n paar sekelbos, kan ek sien. Ja, ek het gedink ek gaan daar dalk reguit ry. Eienaar het gepraat van iets deur 'n pannetjie ry. Maar ek sien nog nie, dalk is daar agterkant die pan gewees. Hierdie is 'n tipiese hierdie plante groei rondom Kamerlint en so omgewing. Ja, hierdie is eintlik hier so tussen Kamerlint en Sentrum, is waar ons nou ry. Ten volle met wildtuininge aan alle kante. Ons gaan 'n bietjie kyk verder, wat is verder. Ek ry nou net hier aan langs die wildtuining. Hier is hierdie tweede waterpunt met lyk my soos 'n boorgat. Nou ek het nog nie daar gestop om te kyk of daar water is. Kyk, hier is by die buurman, daar is 'n boorgat met 'n dieselpomp wat luster. So daar is en hier is 'n boorgat. So miskien is daai water op dieselfde aar, maar wat is die watersituasie hier? Dit weet ek nie. Jy moet maar net kyk onderaan in die beskrywing, dan gaan jy die watersituasie sien. En die wildgetalle en alles. Ek het nou wou net eers so vinnig as moontlik hier by die grond uitkom, sodat ek kan sien wat hoe dit hier lyk. En hier is die grond bestaan uit, daar's 2 dele. Daar's 'n ander deel aan die ander kant van die teerpad en net daar's 2 en jy koop 'n aandeel in die grond en dis in 'n BK, maar die ander eienaar woon ergens in Johannesburg of waar dan ook al. So kom ons kyk wat gaan hier aan. My naam is Groewe Erasmus. Ek maak video's van wildplase. Wil jy jou plaas verkoop? En jy kan jou plaas binne 3 maande verkoop of minder, maar dan moet die prys reg wees. Ek het nou onlangs 'n plaas verkoop binne 5 dae en hoe dit gebeur is, die prys was net reg geweest. So as jou prys te hoog is, die enigste rede waarom jy grond nie verkoop is net die prys. Dis al. Daar's geen ander rede waarom jy grond verkoop. Dit is as jy eers wil, jy moet gou hek gaan oopmaak. So jy moet gaan, as jy wil jou afskeid geneem van jou plaas, jy het al klaar geluister na die buurman wat vir jou vertel, of van 'n neef wat vir jou vertel, jy kan nie die grond verkoop vir so goedkoop, of jy het 'n jagter gehad wat vir jou sê, jy kan nie die grond vir so goedkoop verkoop, wel, dan is jy nog nie gereed om te verkoop. So ons noem dit in agente terme, noem ons dit pyn. Jy het nog nie genoeg finansiële pyn beleef. En dan mense, baie keer wat ek te doen kry, is ek en 'n ander agent wat ek ook mee werk. Ons het al vir die verkopers gee hulle net 'n opinie, maar niemand glo ons mos. Ons was mos nie verniet op verniet op 600 plase al gewees of 600 of 700 wildplase gewees. Maar so elke ou moet maar vir homself besluit, jy's die baas van die plaas en jy sal verkoop wanneer dit vir jou reg is, wanneer jy genoeg pyn. Baie keer is dit finansiële pyn. Daar's allerlei soorte maniere waar mense verkoop. Hulle het 'n buurman, daar's gaan 'n prospekteerder wees. Daar word steenkool ontdek, daar's kudu's wat daar's 'n miljoen R kudu's wat daar bulle wat daar rondloop. Allerlei redes, en dan elke keer as iemand vir jou sê, o ja, dan is daar 'n staatskoper en dan is daar 'n persoon wat beloof hy gaan koop en hy kom nooit met die geld vorendag. Al daai tipe van dinge. En dis die proses waardeur ek sou sê 95% verkopers gaan voor hulle eindelik verkoop en ondertussen verloor hulle geld. Hier is nou net in die wildkamp. Nou die inligting wat ek kry, wat ek sien van die kaart, is 124 hektaar. Die wildkamp is 124 hektaar en dit is so in 'n L-vorm. Nou ek weet nie wat soort van wild is hier. So ek sê ek het wou net so vinnig as moontlik hier uitkom. Die eienaar het nog nie vir my die wildgestalle gestuur en net vir jou ook daar bly. Hier is jy koop 'n aandeel in die grond. Dit is jy koop 'n aandeel
en jy het in jou aandeel het jy jou deel, jou gebruiksreg, en dit is heeltemal 'n binneplaas hier. Wat vir my heel grappig is, ek kry partykeer in die kommentaar en die reaksies onderaan die video, laat sommer jou video reaksie onderaan, dan kry mense wat vir my vertel dat die plaas sal afgevat word in 'n grondeis, en mense wat wil grondeise instel, ek dink nie hulle gaan hierdie grond belangstel nie, want hier's nie water nie, dis ver van 'n stad of van 'n dorp af, hier's en as dit nie was vir die boorgate wat mense hier boor, dan was hierdie grond, dan was dit nie bruikbaar vir beeste, dan kon nie geboer word. So dit is waarom die mense, die wat grondbesetters, hulle hou nie van hierdie plekke wat so ver van die beskawing af is, want dit is nie, hier's vir hulle niks wat hulle kan, hier's niks vir hulle om in die lewe te bly. En ek hoor wat jy sê, is hulle kan van enigiets lewe, hulle kan die bome afsaag, ja, dit kan hulle ook seker doen, ja, maar hulle hou ook van geld, net soos ek en jy. En hierdie soort van ding trek hulle nie aan, so wat gaan hulle hier doen? So, terug by die plaas is, dit is, die vorm van die grond is in 'n reghoek. Hier is nie so ver ek kon agterkom 'n huis nie, behalwe daai 3 chalets waar die verkoper in woon, in die verkoper nie, waar daai 2 arbeiders in woon, dis eintlik nie 'n chalets nie, jy sal dit seker as jy nou eendag as jy nou regtig wil, dan sal jy nou iets daarvan kan gaan maak, en dan gaan jy 'n bietjie mooi toemessel. Daar is daarom, as jy nou regtig nou vir 'n naweek wil kom bly, en dan kan jy nou 'n bietjie kom bly. Dan jy daarom 'n dak oor jou kop, en as dit reën, gaan jy nie nat word. So, nog 'n ding gepraat van reën, wat die temperatuur, wat is die soort van reënval hier, is maar seker hierdie 410, 380 tot 410 millimeter per jaar. Die grond is in die bure, goeie bure, lekker reghoek. Daar is 'n ander deel wat en jy teerpad toegang hierso. Dit is maar dit is 'n binneplaas. So jy ry omtrent so 'n kilometer binne in die grond in. En wat gaan ons doen? Gaan ons hier regs gaan? Ons kyk hoe lyk dit hier. En ja, ek het nou byna deur die hele grond gery, so jy word nou al 'n goeie indruk te kry van hoe dit hier lyk. As jy ook jou grond in die mark wil sit, met jy met my praat. Onthou net, jou verwagtinge om jou grond te verkoop is baie keer meer, jou verwagting is hoër as wat die mark bereid is om te betaal vir jou grond. Jy het miskien sentiment en al daai dinge, want die mark betaal nie vir jou sentiment, hulle betaal nie vir die oormatige geboue wat jy op het, hulle betaal net, as jy oorgekapitaliseer het op jou grond, hulle gaan nie daarvoor betaal. Die mark betaal nie vir oorkapitalisering. Jy is baie gelukkig, daar is ook nie 'n dom koper in Pretoria, wat jou prys gaan betaal, was nie iemand wat jou aftrede of jou pensioen gaan finansier, daar is nie so iets nie. As die enigste manier hoe jou grond gaan verkoop is, as jou prys moet reg wees, markverwant. Gister het iemand weer vir my gebel, te sê vir my, hy betaal onder markverwant of wat die markprys is. Daar is nie 'n kans. Ek het nog nie gesien waar mense te duur betaal vir grond. Ek weet nie, daar is nie soos hierdie slim. Dis die rede waarom mense miljoene rande vir grond kan betaal, want hulle kan betaal want hulle weet hoe met hulle geld te werk. En as jou neef of jou jagter of iemand vir jou sê jy kan nie die grond verkoop vir 'n sekere prys, vra hom dan die grond, vra hom of hy dit sal koop vir daai prys. Dan kyk jy, meet jy 'n bietjie die reaksie. Want die rede waarom as jou grond adverteer en daar stilte en jy hoor niks, enigste rede is jou prys is nie reg. Dis waarom. So hier het ons 'n paar droë bome. My naam is Groei Erasmus. Ek maak video's van wildplase en landbougrond. As jy daar dink grond maar sit verkoop, praat met my. En ek gee vir jou net 'n eerlike opinie. Jy kan dalk hoor allerlei ander dinge van ander mense hoor, maar dis maar net die harde werklikheid. Prys
is koning. Gaan jy betaal, gaan jy duur betaal vir 'n ding is wanneer jy wil koop. Dink jy as jy die dag verkoop, dan gaan jy te duur wil betaal? Gaan jy iemand anders se droom later wil finansier? Presies. Nou ja. Gaan 'n paar jy stuur vir my 'n WhatsApp en dan kan ek vir jou ook die foto's stuur van die grond. Dit lyk maar soos wat jy hier sien op die video. Dan ek gaan net 'n bietjie nog, ek gaan dalk nog met my drone ook vlieg. Ek is nou hierna as ek op pad na 'n plaas ook hier naby tussen so 1000 hektaar net oorkant hier naby tussen sentrum en Inkerman. Gaan ek gou daar langs 'n paar foto's neem. En hier is ons nou by een van die hoeke van die grond. So dit is blykbaar omtrent 124 hektaar. Maar ek het 'n kaart wat ek vir jou kan stuur, dat jy kan sien hoe die plek lyk. Wildtuining lyk vir my heeltemal in 'n goeie toestand. Watersituasie lyk goed. Ek het al pype gesien, ek het al water gesien. Ek was al op ten minste 600 wildplase, enigiets van dwaalboom, maastroom, naboom en alles tussenin. Jy is welkom met 'n bel as jy iets wil weet oor jou plaas, oor wat jy 'n grond, wat soort van waardes daar is. Jy is welkom met my te praat. Ek werk ook met ander agente, so jy hoef nie te gaan sit en dit te probeer uitreken waar nie. Ek deel graag my kommissie. As jy 'n koper kry, dan kan ons deel. Maar belangrike ding is prys. Prys, dan verkoop 'n ding. En net realisties wees met jou prys. Ek sien 'n paar spore hier. Hier word met beeste geboer, groot eierkoeie. Waar die water vandaan kom, is ek nie heeltemal seker. Ek sien hier is 'n pyp, maar dit lyk nie asof die pyp is dit 'n ondergrondse pyp? Dalk is dit 'n ondergrondse pyp. Die tipe van bome wat ons hier sien, ek is hier is 'n knoppiesdorings, ek het hier 'n soort van combretums hier gesien, en dit is 'n soetveld. Dit is heeltemal plat, hier's geen klippe, geen berg, geen niks. My naam is Gerrie Erasmus, ek maak video's van wildplase, landbougrond. Hier is ek nou by die plaas, by die arbeidershuise. Ek moet my kamera stabiel kry. So, dit is net hierdie 3 huise wat hier is, en hier is 'n arbeider en sy vrou wat hier woon, genaamd Sakkie. Nou, ek was al grappig genoeg, ek was al plaas gewees, was 'n Sakkie en daar was 'n Jan en 'n Fanie gewees, en dit is so, al die boere al die voortrekkers was op die plaas. Kyk nie, hier is 'n bloody wil tak wat hier aan my gras wat jy, die bome wat jy hier sien, is maar tipies van die tipe van hoe die veld hier lyk. So ek het nou daar van daai kant af gekom, van die heining afgery, toe ek hier langs ry en toe sien ek, kom ek hier in, so ons gaan nou hier verder in daardie rigting ry. Daar's my bakkie. Ek was al ten minste seker al op 600 plase met hierdie bakkie gewees. So hierdie my bakkie het omtrent al elke sandpad en grondpad en hierdie enigiets van dwaalboom, naboom, maastroom en alles tussenin gery. Staan hier in die wind, hande teen die hout, voel iets in my borst wat ek nie kan verduidelik nie. My ouma het hier ook geval, haar handen is myne, die stofkleur van my skode, tydkleur van my vel. Wortels om my voete, lig wat na hier reik, alles wat ek nodig het. By die plaas ek weet ek seker is die uitslag van ons land. Dis die eerste water wat ek sien, eerste boorgat wat ek hier sien wat toegerus is. Ons kyk hier, ek kan nie sien, daar sê, ek kan seker self gaan probeer bepaal hoeveel water en hoeveel liter per uur hier is. Hier is, lyk my, daar's 'n gat, hier was seker ook 'n stadium 'n gat gewees wat toegeval het en toe nou maar weer geboor is. Ek sien hier's 'n skakelaar vir die pomp. Ons gaan nou net 'n bietjie ry, dit lyk asof dit hier 'n bietjie as hier op bos is. Hier is gevaar.
Die buurman aan die ander kant is hy ontbossing. Kom ek kyk 'n bietjie net, dit lyk vir my asof daar nog 'n boorgat, of ek nog 'n boorgat sien. Dalk is dit net 'n boomstomp, boom wat afgesaag is. Daar sê, wat is dit daar? Is dit 'n boorgat? Is dit 'n boorgat daar? Laat ek net so omkyk. Dit lyk vir my, dit kan dalk nog 'n boorgat wees, of is net die kop. Wat is dit hier? Was dit 'n boorgat gewees? Nee,